Tanya Blighnout. Sy is die operasionele bestuurder en 'n voedselveiligheidsouditeur by die Suiwel Standaard Agentskap. Sy gesels vandag met ons oor die SSA se plaasaudits, as ook 'n belangrike stukkie navorsing oor volhoubaarheid. Die gesprek word aan jou gebring deur die Suiwel Standaard Agentskap. Herinner ons net weer, wie en wat is die Suiwel Standaard Agentskap? Limarie, baie dankie. Ja, die Suiwel Standaard Agentskap is 'n onafhanklike, nie-winsgewende organisasie wat funksioneer as 'n inisiatief van Melk SA. Ek dink ons primêre fokus is op die verbetering van die gehalte en die veiligheid van melk en ander suiwelprodukte spesifiek in Suid-Afrika, en ons doen dit deur verskeie projekte waaroor ons nou 'n bietjie meer gaan gesels. Ons werk nou saam met die regering, saam met verwerkers en boere om wetgewing en standaarde te bevorder. So in praktyk moniteer ons suiwelprodukte om aan wetlike standaarde te voldoen. Ons skakel baie nou met die bedryf om gehalteverbetering te verseker. En ons ondersteun dit deur verskeie programme, byvoorbeeld ons auditprogram en riglyndokumente wat ons vrystel, asook 'n paar webinare wat ons op ons webwerf beskikbaar het, waarna van ons verwerkers luister en produsente kan gaan luister. En dan is dit ook vir ons belangrik om wetenskaplik gebaseerde tegniese inligting aan die bedryf te voorsien. Wat presies behels 'n plaasaudit en waarom word dit uitgevoer? Die suiwel plaasaudits is om die mate van toepassing van beste praktyk te verifieer en om so te verseker dat melkprodusente voedselveiligheid en gehaltebeheer en volhoubare produksiepraktyke toepas. Dit is belangrik omdat dit vir die melkprodusent soos 'n rigtingwyser is om deurlopend aan wetlike standaarde en nasionale regulasies te voldoen, maar ek wil ook die woord internasionaal insluit. En terwyl dit ook die verbruiker se vertroue in die suiwelprodukte versterk. So tydens 'n goeie landboupraktyk audit of 'n plaasaudit, maak die ouditeur dan bevindinge oor praktyke wat op die plaas toegepas word. En daardie kriteria deel ons basies in 15 hooftemas op, en dit staan op 4 volhoubaarheidspilare. So ons kyk so 'n bietjie na byvoorbeeld elemente van omgewingsbestuur, waar ons kyk hoe boere hulle water, hulle grond, hulle afvalbestuur toepas. Ons gee ook so 'n bietjie aandag aan sosiale verantwoordelikheid, en hierso is dierewelsyn speel 'n baie groot rol, maar ook die verantwoordelikheid van die suiwelbedryf om aan goeie arbeidspraktyke byvoorbeeld te voldoen. 'n Groot deel van die audit is gebaseer op voedselveiligheid en kwaliteit. Ons kyk of die perseel aan die wetgewing voldoen. Dan kyk ons ook na bakteriese kontaminasie van die produk en die risiko's rondom dit. En die kwaliteit van die produk, die voedingswaarde en van die produk byvoorbeeld. En die ruggraat van alles is maar goeie bestuurspraktyke, soos wat jy kan dink, rekordhouding en opleiding van werkers speel ook 'n redelike groot rol. Jy het nou gepraat van die kode van beste praktyk. Wat behels hierdie dokument en waar kan melkbore dit in die hande kry? Die SSA kode van praktyk is 'n riglyn vir melkprodusente om kwaliteit en veiligheid en nakoming van regulasies te verseker. So die inhoud fokus hoofsaaklik maar op melkhigiëne en veiligheid, dieregesondheid en welsyn, die melkprosesse en hoe hanteer ons toerusting, waterbestuur, en ons kyk so 'n bietjie na voer en voerkwaliteit en hoe boere dit bestuur. En omgewingsbestuur is ietsie wat ons besig is om by te bou. So daar kyk ons na grondgesondheid, waterbestuur soos wat ek nou genoem het, en dan ook weer rekordhouding. En hierdie kode is beskikbaar op ons webwerf om elektronies afgelaai te word by www.dairystandard.co.za, en ek is seker daarvan as hulle navraag by ons kantoor doen, daar is nog so 'n paar harde kopieë beskikbaar wat die mense aan die hande kan kry. Tanya, gesels met ons oor jou navorsing oor volhoubaarheid in die melkbedryf. Waaroor handel dit en waarom juis volhoubaarheid? Ek wil sommer begin met die woord volhoubaarheid, want dit is 'n baie gelaaide woord. So volhoubaarheid in die suiwelbedryf verwys na die balans tussen ekonomiese en omgewings- en sosiale verantwoordelikheid om 'n gesonde en lewensvatbare bedryf te verseker. So dit sluit onder andere in byvoorbeeld, maar is nie beperk tot omgewingsvriendelike boerderypraktyke en metodes nie, etiese dierewelsyn,
Ons kyk na energiedoeltreffendheid en langtermyn ekonomiese volhoubaarheid vir melkprodusente. So my studie handel basies oor die invloed wat hierdie goeie praktyke het op rou melkvoldoening. En om te kyk of dit dan 'n verskil maak in wetlike vereistes en dan kyk ons ook na die invloed van goeie landboupraktyke op volhoubaarheidsprestasie op verskillende tipes plase. Ons kyk na volvoerplase, weidingsplase en dan mengsel van die twee. So met hierdie navorsing poog ons om te bepaal of die toepassing van goeie landboupraktyk, soos wat dit in die kode van beste praktyk wat ons in 2020 uitgegee het, beduidend genoeg bydra lewer tot die bereiking van volhoubaarheidsdoelwitte. Wat is volgende wat hierdie navorsing betref? So ja, my korttermyn doelwit is om die navorsing net suksesvol af te handel, maar dit is egter dan net die begin. Ek dink die ware waarde van navorsing lê daarin om die bevindinge in die praktyk en strategies toe te kan pas. So daar's altyd ruimte vir verbetering en uitbreiding van kennis. En ek moet noem dat Melk SA se navorsings- en ontwikkelingseenheid 'n groot rol speel in hierdie proses en doen uitstekende werk om die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf op die voorvoet te hou. Volhoubaarheid is 'n komplekse veld met verskeie temas en ek glo hierdie studie sal nie net waardevolle insigte bied nie, maar ook leemtes identifiseer vir verdere navorsing en fokusareas. So die einddoel is om die beste volhoubaarheidspraktyke vir Suid-Afrikaanse suiwelbedryf te bepaal.